Goeiemôre, 2 Oktober en ek kom bietjie by refugee en lewe in Amerika se vrae en antwoorde. Jammer ek het nog nie iets die week gedoen sover nie. In terme van dit nie, ek is redelik besig. Ek het 'n keer 'n video gesit, ek dink net bietjie oor duidelikheid te gee oor die government shutdown. Maar ek sal sommer van daai vrae ook nou antwoord. En dan ook vandag gaan ek 'n interview of opvolg interview met Adrian Botha doen. Wat 'n refugee in Amerika is. Ons het 'n paar vrae wat ons daar uit opgetel het en ons sal spesifiek antwoord volgens wat hy beleef het, die proses wat hy gekom het. Maar kom ons begin eers. Ek het 'n paar mense het my al gevra wat van die Green Card Lottery as 'n backup. Hulle gaan op die system, hulle sien niks en hulle kom nie reg nie en hulle sukkel. Jy gaan nie regkom, jy gaan niks sien nie. Die Green Card Lottery is nog nie oop nie. Solank hy nog nie oop is, gaan jy absoluut niks sien nie. Wag tot so volgende week maandag. Ek vermoed ook amper dat hulle gaan dit gaan miskien 'n little bit of a delay kry met die government shutdown, maar nie noodwendig nie. Maar wag tot so volgende week maandag, dan gaan jy daarin. En ek sal later weer 'n link post vir die Green Card Lottery. So as jy daar probeer insoek en jy sien niks en jy weet nie hoe om te connect nie, is omdat hy nog nie oop is nie. Hulle sit niks daar om vir jou te connect as hy nie oop is nie. Moenie op iemand se goed klik wat hulle sê hulle sal vir jou, as jy hulle betaal sal hulle dit vir jou doen. Hulle sê vir die goed doen nie. Dis scams, almal van hulle. So iemand sê ek is 55, sal ek werk kry op 'n plaas om met perde te werk en so aan. Sê net vir hulle waar jy gaan, waar jy gaan sit, dit is jou belangstelling, plaaswerk of so. Onthou net een ding, dis een ding wat ek gou wil gesels oor. Dit wat jy in Suid-Afrika gedoen het, jy gaan dit nie noodwendig onmiddellik weer hier kan doen nie. Jy was dalk 'n manager of jy weet 'n director of 'n redelike senior ou in charge van mense. Jy gaan dalk hier kom en werk by 'n plek waar jy in charge is van niemand nie. So onthou om jou mindset te verander vir dit. As jy hier kom met die mindset, wel, ek gaan 'n besigheid begin of 'n director of 'n chief of 'n supervisor of 'n manager wees en jy kry nie daai job nie, moet jy asseblief nie waar jy gaan werk kry, een probeer voorhou en jouself in die voet skiet nie. So maak jou mind reg. Onthou jy gaan oorbegin as jy hier kom, soos almal van ons wat hier gekom het. Ek het 17 jaar terug heeltemal oorbegin. Ek was van 'n luitenant-kolonel in die lugmag en ek het oorbegin, ek moes gaan en ek wil graag vir die weermag toe gaan. Ek het begin as 'n troep in die weermag. Ek moes basiese opleiding saam met ander troepe gaan doen en myself weer opwerk. Daar was nie net stap in en jy's ook nou weer hier luitenant-kolonel. Dan gaan al met die poste en posisies wat jy gehad het nie. Dieselfde moet werk. Ek het hierso vir die eerste keer in my lewe in die privaat sektor begin werk en ek het onder begin. En myself binne 4-5 jaar opgewerk na manager level toe. So dis vermoed, hulle sien, hulle gaan jou capabilities raak sien. Maar moenie hier kom met 'n attitude, as ek nie daai werk kry, vat ek dit nie. Onthou, jou agent gaan jou help om werk te kry, vat wat hulle vir jou kry, want hulle wil jou onmiddellik so gou as moontlik van die program afkry, dat die government nie vir jou moet betaal nie. So vat wat jy moet kry, werk dit deur en wees bereid, jy gaan voorbegin. En julle wat hier op plase wil kom werk, dieselfde ding, onthou, jy gaan nie hier kom in 'n plaasmanager of so iets wees, soos jy weet op plase werk in Suid-Afrika, het jy mos 100, 200 handlangers wat kom van die compounds af en so aan wat kom werk en jy oversee hulle. Jy is daai handlanger as jy by hierdie plaas aankom. Jy gaan werk soos hulle, jy gaan hard werk. So wees voorbereid. En so jy wat vra, kan ek 'n werk op 'n plaas kry waar ek met perde werk? Ja, jy gaan 'n werk op 'n plaas kan kry. Maar jy gaan nie noodwendig onmiddellik met perde kan werk. Jy gaan dalk net eers begin stalle skoonmaak en daai tipe van ding. So wees voorbereid op waar daai boer jou gaan gebruik. En as jy dit nie wil doen nie, daar's baie ander werke wat jy kan doen in Amerika. So, wat kos 'n 3-slaapkamer huis byvoorbeeld in Nashville? Hang af waar in Nashville jy gaan, en hang af 'n oudste huis. Jy kan huise hier kry vir $400,000 tot $1 miljoen vir 'n 3-slaapkamer huis. Dis nou in en om Nashville. Hoe verder jy noord en weg van Nashville afgaan, hoe goedkoper gaan dit word. Jy kan 'n 3-slaapkamer huis kry 30 minute uit Nashville uit vir $300,000 tot $50,000. Die pryse is besig om op te gaan, want die aanvraag is baie hoog vir huise en die supply is min. So,
dit gaan redelik opgaan. Ek het my huis gekoop, wat nou 15 jaar terug, 16 jaar terug, het ek hom gekoop vir $150,000, en hy was daai tyd, is 'n 3 slaapkamer huis, 2000 square feet, so hy's nooit 15 jaar oud, maar op die oomblik is hy gewaardeer vir $420,000. So die pryse gaan definitief op. Maar, soos ek sê, as jy hier kom, jy verdien nie rande nie, jy verdien dollars, as jy goeie werk het, as jy en jou vrou, of jou vrou en jou man albei goeie werk het, is dit nie 'n probleem om huis te bekostig nie. Hoe werk taxes op jou payslip? Selfs in Suid-Afrika, jy gaan tax, hulle sal jou bruto salaris wys en wat afgetrek word vir tax en allerlei aftrekkings, en dan wat kry jy uit 'n maand. Maak net seker dat as jy ingaan, jy met jou maatskappy waar jy gaan, dat jy en hy duidelik verstaan, jy wil die taxes, jy wil nie by die einde van die jaar nog tax inbetaal of iets nie, hulle moet dit so aftrek, dat jou tax alles gecover word, wanneer einde van die jaar jou tax indien, moet daar niks inbetaal word nie, jy kan daar geld terugkry. So daai is 'n ding wat ek sien hier, so moet jy mooi vir hulle verduidelik. Is daar vreemde creepy crawlies in Amerika, of daar waar ek bly, of so, niks snaaks hier so nie, ons kry ook maar goggas en muskiete en vliee, en selfe goed wat jy in Suid-Afrika kry, hier spinnekoppe en slange, en al die tipe van goeters, maar wat ek agtergekom het, is nie soveel gevaarlike creepy crawlies soos in Suid-Afrika byvoorbeeld nie. So, hier spinnekoppe, weet, Black Widow, en die ander spinnekop wat hier baie is, wat ons nie in Suid-Afrika kry nie, is die brown recluse. Wees maar versigtig vir hom, met ander woorde, hy mes jou op as jou byt, jy sien, hulle met stukke van jou vel uit en jou vleis uitsny en jy kan 'n limp verloor. Hulle kom in 'n huis en kruip weg in klerekaste en sulke goeders in die donker. So jy trek jou broek aan en as hy binne in die broekspyp. Jy weet dan buite jou. Maar die huise is hier goed geseël, meeste huise is goed geseël, met die aircons loop elke dag en nag. Wees maar net, sit insect traps in jou huis en so aan wat hulle kan vang, en ons fumigate die huis elke 6 maande of so, dan pop jy 'n paar blikkies binne in die huis, en jy bly buitekant vir so 3 ure, nou kom jy in, en dan elke ding wat in die huis was, is nie meer daar nie, jy fumigate die huis, en dan kan jy weer terug gaan, en ons traps, hulle loop gewoonlik in, en loop teen die mure af, jy weet in die kant, as ons traps, en vang hulle, so ons nog ooit 'n probleem gehad, maar jy kry hulle rond. Iemand vra, die burgerskap toets, as jy later, 5-6 jaar later vandat jy is, moet jy nou aansoek doen vir burgerskap, omdat die burgerskap toets is like a conversation, hulle gaan jou vra, en daar uitvra die burgerskap toets, jy gaan nie fisies sit met 'n pen en papier en toets skryf nie. Wat maak hulle met die kinders? Dieselfde ding met die kinders, hulle vra, my dogtertjie was 3 jaar oud toe ek burgerskap gekry het, so sy was nie eens by nie, sy het net outomaties haar burgerskap gekry, want sy is te klein. Maar as hulle 'n bietjie groter is, en hulle gaan saam met jou in die proses, hulle gaan net gewone vrae vra. Kyk, in daai tyd jou kinders al in die skool, hulle gaan meer weet as jy. Glo my, as hulle hier in Amerika aankom op refugee status, en hulle is in die skool, hulle is kinders, en 5 jaar na gaan jy aansoek doen vir burgerskap, teen daai tyd gaan daai kind baie meer as jy weet van die Amerikaanse geskiedenis en die burgerskap toets, gaan hulle met toe ook in slag. My dogter weet baie meer as ons. So, iemand vra, wat gaan aan met die ekonomie in Amerika? Hulle sien allerhande goed van die ekonomie suffer, en die tariewe is besig om ekonomie te kelder. Asseblief, moenie na enigiets luister wat jy op social media sien nie. Die ekonomie groei. Dit is die sterkste ekonomie in die wêreld. Daar's nie 'n probleem met die ekonomie in Amerika nie. En maklik om te sien, ry vanaand hier in die straat af, hier so 5 uur, 6 uur verby al die restaurante hier in die straat af, jy sien, almal is vol en die mense staan in lyn om in te gaan. So as die ekonomie swaar was en die mense kry swaar, gaan hulle nie definitief nie in rye staan in die aand vir 1 uur en 2 ure wag om 'n plek by 'n restaurant te kry om te eet nie. Nee, die ekonomie gaan goed. Ons kospryse is af, ons petrolpryse is af. Alles is redelik, dis duurder as vir dit was 4 jaar terug, maar ons het increase gekry intussen. So ons het, ek het salaris increase gekry wat bo kan die groei van die wat jy call is nou weer, wat bo kan die groei van die inflasie is. So, dis nie 'n probleem nie.
Dan, my man is 'n skag timberman op 'n myn. Hy's 63, sal hy werk kry. Hier's myne oralste in Amerika. Nie nou baie diep myne soos wat jy in Suid-Afrika kry, nie, is baie oop myne. Maar laat hy net weet, laat hy die mense weet as hulle gaan vir die onderhoude, dat hy is goed gekwalifiseer in myne. Hy sit jou dalk in North Carolina of so 'n plek waar daar baie meer myne in die omgewing is. Wat moet ons alles in SA doen voor ons waai? Soos byvoorbeeld moet ons die South African Revenue Service laat weet. Ja, het is goed om hulle te laat weet, jy gaan nou land uit. Maar so gou as jy hier kom in die gang, stel ek voor, sluit af alles wat jy kan afsluit. Maak toe bankrekening en alles, transfer jou geld. Dis wat ek gedoen het, ons hier gekom het, 17 jaar terug. Want, as jy nog steeds oop is, bankrekening en goed in Suid-Afrika het, en jy werk hier, en jy het nie daar vir hulle gelaat weet nie, kan hulle jou nog steeds charge vir geld wat jy hier maak, die South African Revenue Service. So sluit toe, sluit af en kom, en skryf jou goed oor. Ek het niks bankrekening en so, hulle kon nie iets rapporteer nie, en sodra as ek hier so aan die gang gekom het, het ek dinge gestuur wat ek gee op my citizenship. So dan, ek het heeltemal afgesluit van hulle af. Met die government shutdown moet ons weer aansoek doen as die government weer oopmaak. Moet ons van vooraf aansoek doen vir die refugee program. Nee, moenie. Dit gaan net aan. Dit is net ophold. Net sekere gedeeltes van die program is ophold tydens die government shutdown, soos die wat met vlieg en so aan. Ek sien hulle gaan nog steeds voort met onderhoude en die tipe van ding. So, net sekere gedeeltes is ophold en nee, as hy weer op volle flank en aan die gang is, jy moet nie oor aansoek doen nie. Dit is net op hold op die oomblik. So onthou daai punt. En dan obviously die US government se finansiële jaar het gister begin. Dit vat gewoonlik so 'n paar dae vir hulle om die nuwe budget in plek te kry by al die agencies en dan soos ons in die weermag, ons poort ons in seker weer hier teen die einde van die week of middel volgende week in plek te hê en dan kan ons weer begin vlieg want op die oomblik is ons gegrounded. Ons kan nie vlieg tot so volgende week Woensdag so ver nie. Want daar's nie die finansies is op hold vir dit. So hopelik kry dit vinnig in plek want ek het nou onttrekkingssimptome. Ek moes hier naweek was sulke nice weer en ek moes op die grond sit. Iemand vra hoe die Democrats soveel mag om die budget te stop. Nou, onthou die budget is 'n law wat gesign moet word. Die Congress het dit gesign en aangestuur. Die hiccup lê nou by die senators. Nou, vir die senators, om 'n budget te approve, moet daar 60 votes wees. Daar's 100 senators, so daar moet 60 votes wees. Die Republicans het net 55 seats, en die Democrats die ander. So, ons moet 5 Democrats kry om saam met ons aan die Republican side te vote, om die 60 votes te kry, as ons almal aan die Republican side vir dit vote. En dis die oulap, en nou gebruik hulle dit, en hulle praat onder mekaar en sê, nee, ons moet nie saai nie, want hulle probeer vir Trump bykom. Stupid die mense, stupid, hulle sal nou sulke iets gebruik om probeer vir Trump bykom, want enige manier wat hulle kan teen Trump draai, sal hulle gebruik. So, maar daar is 'n paar wat al, dat gister het hulle vote gehad, toe 3 van hulle gedraai teen hulle eie mense, en saam die Republicans gevote, hulle was 2 short. So, hulle kan dalk nog 'n paar kry om te convince, en dan hier teen die naweek kan ons sien dat die government shutdown verby is, maar dit kan lank hou, die laaste een was 35 dae lank. So, dit gaan oor bipartisan, die mense met mekaar praat en convince, hopelik kry dit vinnig reg, en die shutdown stop, want op die oomblik, en nou het Trump gedreig, kyk was, die federal government is te groot, hy probeer snit te maak daarin. En hier is nou 'n goeie geleentheid vir hom, hierdie ouens wat nou nie kan werk nie, hy kan 'n laaf lê. Normaal gaan hulle net op furlough, dit beteken hulle moet by huis bly, hulle kan nie salaris nie, tot die government weer oopmaak, dan word hulle terugbetaal wat hulle gemis het, maar op die oomblik kry nie salaris nie, maar jy kan ook hierdie gebruik om die government kleiner te maak. En so hopelik is dit groot genoeg skrik vir die klomp dumbass Democrats, dat hulle agterkom, meeste van hulle mense wat daar werk, gaan hulle jobs verloor. En dan ook is daar ons hulle jobs verloor weens 'n Democrat wat nie gaan wil stem en so en wat hom wil snaaks hou want hy fight teen Trump. Hy moet maar vir hom kry volgende jaar met die interim verkiesing.
As die mense dan nog vir hom wou in te bly, is dit hulle eie skuld. So, hoe lank het jy medies as jy op die program kom? Jy gaan medies hê tot jy van die program af is, en dan tot jy jou eie in die gang is. Onthou as jy jou eie werk begin kry, gaan daai plek waar jy werk kry, hulle gaan jou help met jou, jy gaan medies by hulle kry. Jy gaan nie indefinitely op die government medies bly nie, so jy gaan op Medicare bly tot vir die eerste 3 maande of so, tot jy selfvoorsienend is, dan is jy af in die program af. En dan iemand gevra oor die vleispryse hier by ons, ek was nou die dag daar in BJ's, vleispryse wissel van $1 'n pond tot $30 'n pond, hang af waar jy gaan. Jy kan net rondkyk, so ek betaal nooit meer as $2 'n pond, $2 staan woes vir hoender. Hoender soek ek wat onder $140, $50 'n pond is. As dit oor dit gaan, dit moet dit by, ek weet nie wat spesiaal na hoender is nie. Varkvleis, $2.50 'n pond, $2.60 'n pond sal ek miskien betaal. Ek betaal nie $3 'n pond vir varkvleis nie. Sorry, dan loop ek na die volgende winkel toe. Beesvleis $6 'n pond, $5 tot $6 'n pond. En beesvleis kan jy maklik tot $30 'n pond kry, hang af wat se snitte jy vat. So ek kyk rond, ek gaan nie sommer oor $6 'n pond vir beesvleis nie, en skaapvleis kry ek teen so $5.60 'n pond. Dis 'n goeie prys vir skaapvleis. Jy kry nie baie skaapvleis in Amerika nie. Ek gaan by BJ's, daar kry ek skaapvleis. Hy skaap kom van Australië af. Hier's nie skaap in Amerika nie. En die mense eet nie skaap nie. Dis maar, ons weet, Suid-Afrikaners wat dit eet, en die Indians, hulle maak vir hulle matte en goeders, so skaap is nie, jy kry dit nie oralste nie. Maar dis about die vleispryse. Dan as jy wil, kan jy na upper class restaurant, upper class winkels toe gaan, en gaan $15 en $20 'n pond betaal vir beesvleis as jy wil, dis nie jou keuse. Ek het al geproe, die $30 'n pond steak en die $6 'n pond steak proe presies dieselfde as ek kom op die braai sit. So gaan kyk maar rond waar die goeie pryse is. Dit vir nou, later vandag hoort ons 'n video ter live van die opvolg interview met my en Adrian Botha. Geniet die dag verder.